Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook in hierdie dag wysheid sal gee om te lewe tot sy eer, dat ons sal besef dat ons elke dag moet lewe in die lig van die ewigheid. Ag vriende, as ons net dink aan ons lewe, hoe vinnig dit verbygaan, dan besef ons hoe waar is die Here se woord. Hy sê dis 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. In die lig van die ewigheid, vriende, is ons lewe soos 'n paar sandkorrels in vergelyking met 'n woestyn. En daarom is dit nodig dat ons lewe so sal lewe, dat ons sal besef, miskien kan hierdie vandag my laaste dag wees, dat ek lewe tot eer van die Here en tot verheerliking van sy naam. Nou vanmôre gaan ons bietjie stil staan by Spreuke 14 vers 22 en 23. Ons gedagte vanmôre is jou optredes en die redes vir armoede. Die Bybel is so baie duidelik daaroor en kom ons lees die twee verse, dan staan ons stil by die oordeenking daarvan. Vers 22 sê, verdwaal hulle nie wat onheil bewerk nie, maar liefde en trou is vir die wat die goeie bewerk. In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. Vriende, is baie besondere verse in die woord van die Here, en ons val weg met vers 22, wat die vraag vra, verdwaal hulle nie wat onheil bewerk nie, maar liefde en trou is vir die wat die goeie bewerk. Nou vriende, as ons dink aan iemand wat verdwaal, dan besef ons is iemand wat nie weet in wat se rigting en wat se koers hulle beweeg nie, en so is die goddelose. Die Bybel sê vir ons dat die geredde is op die smaalweg op pad na die heerlikheid. Die kind van die Here weet dit, die kind van die Here wandel in opregtheid. Hy bely en laat staan sy sonde wanneer hy verkeerd doen. Hy maak reg waar hy verkeerd gedoen het. Maar die Bybel sê vir ons dat die goddelose mense is nie so nie. En daarom is die gedagte, die vraag, verdwaal hulle nie wat onheil bewerk nie? Wys hulle nie deur hulle optrede dat eintlik op pad na God se oordeel is nie en dat hulle die Here nie ken nie? Die ander vertaling wat ek nageslaan het sê, wie altyd op kwaad uit is op die verkeerde pad. Wie goed doen, geniet liefde en trou. En daarom wil ek jou vanmôre vra, as jy iemand wat onheil beplan teenoor ander mense, beplan jy om ander te na te kom, om hulle in te doen, om hulle ondergang te bewerk, dan bewys jy deur hierdie optrede dat jy verdwaald is, dat jou pad is na God se oordeel, dat jy eendag voor hom sal gaan staan en sal gaan hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Want u sien, ons optrede verklaar wat in ons harte aan die gang is. Ek kan nie anders te optree na buite as dit wat in my hart aan die gang is. Dit waarmee ek my denke voed nie. En as ek iemand is wat ander se onheil bewerk, ander se ondergang bewerk, of ander probeer te nakom, dan sê die Bybel ek is 'n verdwaalde. Ek is iemand wat rondtas in die donker en die uiteinde van my lewe gaan hartseer en elende wees. Aan die ander kant, maar liefde en trou is vir die wat die goeie bewerk. Kinders van die Here is daarop uit om ander mense se voordeel te soek. Kinders van die Here is mense wat goeie dade teenoor ander openbaar, en dit wys hulle karakter, en dit wys hulle liefde vir die Here, wat ook hulle liefde vir die naaste weerspieël. Daarom is daar hierdie menslikheid gedagte by die kind van die Here, hierdie gedagte van om ander hoër te ag as myself. En wanneer ek dit doen, vriende, dan openbaar dit my liefde vir die Here en my liefde vir my naaste. Dit openbaar die goedheid en die welwillendheid wat in my hart na vore kom in die optrede teenoor ander, en so word die Here verheerlik. Ek vra jou vanmôre, is jy op 'n dwaalpad? Is jy besig om ander se onheil te bewerk? Dan vra ek jou, bekeer jou tot die Here voor dit vir jou te laat is. En dan aan die ander kant, as jy vanmôre kind van die Here is, dank God dat hy deur sy gees jou in staat stel om die goeie van ander dan te soek en te bewerk en te bevorder, sodat jy ook Jesus Christus se verlossingswerk aan ander kan openbaar. Die volgende vers wat ons gaan hanteer sê, in enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. U sien eenvoudig die beginsel wat Salomo oor en oor en oor herhaal in die boek Spreuke, en dit is dat ons hart moet werk. Die Nuwe Testament sê ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. Elke male sien ons hoe Salomo ons waarsku teen luiheid, want luiheid bring armoede. Harde werk bring 'n voordeel, dat daar iets op die tafel sal wees, dat daar 'n dak oor my kop sal wees, 'n bed om in te slaap, 'n voertuig om mee te ry. En daarom is belangrik dat ons sal sien, vriende, dat dit is belangrik dat ons sal hard werk. Hoor gou wat die woorde wat hy gebruik, moeitevolle arbeid. Dis moeite om te werk. Dis soms uitdagend om te werk. Soms is ons nie altyd lus om te werk nie, maar ons doen dit omdat ons God wil verheerlik en vir ons gesin wil sorg, vir onsself wil sorg, om te seker te maak dat ons nie in elende verval nie. Maar die Bybel sê verder vir ons, praatjies is net tot gebrek. En hier's 'n paar redes wat die boek Spreuke noem waarom mense in armoede verval. Ons sien in hierdie vers 23, praatjies. Mense praat baie, hulle doen niks nie.
Mense vertel vir jou van al die groot dinge wat hulle in die verlede gedoen het, maar hulle is brandarm, omdat hulle eintlik net praat. En jy sien, wanneer ons net praat, bring dit niks in nie. Praatjies bring nie geld nie. Dis harde werk, moeitevolle arbeid, wat vir my 'n beloning gee. Maar daar's 'n paar ander redes wat die Here vir ons kom leer in sy woord, wat armoede oor ons lewens bring, armoede teweeg bring. Een van die redes vind ons in hoofstuk 11 vers 24, en dit is synigheid. As jy synig is, vriende, pas op dat daar nie armoede oor jou lewe kom nie. Dis 'n ongelukkige probleem by mense wat in die middelklas en selfs vriende ryk mense is. Hulle hou so terug, want hulle voel hulle wil net meer en meer en meer vir hulle self verkry om dan net 'n groter neseier te hê, en dikwels bring die Here soveel elende oor hulle pad, dat hulle die bietjie wat hulle het verloor, of die baie wat hulle het, word net minder. Hoor wat sê Hebreërs of Spreuke 11 vers 24. Ek lees vir u die skrif, dat dit vir homself praat. Daar staan, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. So rede vir armoede is, praat en doen niks nie. 'n ander rede is synigheid. Die volgende rede wat die boek Spreuke vir ons gee, waarom mense in armoede verval, is oorhaastige optrede. Ons lees daar in hoofstuk 21 vers 5, die volgende. Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Daarom sê Jesaja 28 vers 16 vir ons, hy wat glo sal nie haastig wees nie. Moenie oorhaastig jou hand op papier sit en net 'n kontrak teken, of oorhaastig iets koop, of oorhaastig 'n besigheidstransaksie aangaan nie. Die Bybel sê vir ons, as ons oorhaastig is, dan kom dit net tot gebrek. Waarom baie belangrik, let op God se woord. Vriende, nog 'n rede waarom die Bybel vir ons sê mense arm word, is omdat hulle lief is vir partytjies en drank. Ek lees vir u, wat sê hoofstuk 21 vers 17 van die boek Spreuke. Wie van vrolikheid hou, is 'n man van gebrek. Hy wat van wyn en olie hou, sal nie ryk word nie. Jy sien, wanneer jy geld het, is daar baie vriende, en gewoonlik moet jy die drankies koop, en daar is 'n gedrinkery, en is 'n partytjie, en dis allerhande eetgoedjies daarby, en die groot rekening is dikwels vir jou. En die Bybel sê vir ons, eerste plek, weerspieël dit dat jy die Here nie ken nie, want 'n kind van God is geen drinker nie. Dis iemand wat nie homself uitgee in hierdie boosheid nie. En die Bybel sê vir ons, die oomblik wanneer ons 'n man van partytjies en drank is, moet ons seker maak ons ken die Here. En tweede plek, wees seker dat jou armoede baie gou oor jou pad sal kom. Die volgende rede wat die boek Spreuke vir ons gee waarom armoede oor mense kom, is omdat hulle ander verdruk. Spreuke 22 vers 16. Ek lees vir u. Wie die arme verdruk, bevoordeel hom, hy wat aan die ryke gee, verarm hom net. Nou, een van die ander vertalingsstuk nageslaan het, vriende, stel dit vir ons so mooi. Hy sê, wie die arme mense uitbuit, verryk homself. Wie aan ryk mense geskenke gee, word self arm. Jy sien, die hele gedagte daaroor is, die oomblik wanneer ons mense uitbuit, dan dink ons verryk onsself. Maar God wat nie slaap in die hemel nie, hy sal self die armoede oor ons bring. Hy sal ons ongeregtigheid besoek. As dit nie nou is nie, vriende, moenie te selfversekerd wees en dink jy gaan vir 'n onbeperkte tyd wegkom daarmee nie. Want die Here trek die kromlyne reguit, en die Here bring mense dan in skande en in elende en in armoede as hulle dan mense verdruk. En 'n ander rede wat ons ook in hierdie selfe vers sien, is wanneer ons mense voortrek of mense probeer omkoop, dan kom armoede oor ons. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, wie aan die ryk man geskenke gee, word self arm. Daarom is die gebed van my hart dat ons sal sien, harde werk is noodsaaklik, eerlike werk is noodsaaklik, om te spaar is noodsaaklik. Maar dikwels is die rede vir ons armoede, omdat ons praat en niks doen nie, omdat ons synig is, omdat ons oorhaastig optree, omdat ons partytjie mense is en lief is vir drank, omdat ons ander verdruk, en sommige probeer voortrek of omkoop, en dan bring ons elende oor onsself. Daarom pleit ek u dat ons uit die Spreuke sal leer, hierdie kortbondige stellings wat die Here vir ons gee, dat ons wysheid sal leer, dat ons insig sal verkry, dat ons so sal lewe om God welbehaaglik te wees. Mag die Here ons wysheid gee en insig en verstand, sodat ons hom in alles kan verheerlik. Vriende, groete vir u en mooi dag verder. Tada.